So Spreuke 23 vers 18 sê, waarlik, daar is 'n toekoms en jou hoop sal nie verydel word nie. In die King James staan dit so, for surely there's an end and thine expectation shall not be cut off. So ons baie in Engels die woorde om iets te anticipate of 'n expectation te hê. En daardie dieselfde woorde in Afrikaans is afwagting of 'n verwagting. Nou, al twee die woorde beteken dis 'n aksie om iets te verwag of die voorspelling dat iets gaan gebeur. En beide afwagting en verwagting hou verband met 'n uitsien na ietsie. Maar 'n afwagting is baie keer dis meer subjektief en dis 'n gretige dikwels 'n positiewe gevoel, terwyl 'n verwagting partykeer meer 'n negatiewe konnotasie kan hê. Dat jy verwag dat iets gaan gebeur, maar dis half jy's bang daarvoor, jy dink dit gaan negatief wees. Maar dit hang af ook waar in jou lewe is, hoe jy hierdie twee na kyk. So in die algemeen praat ons meng die twee na massa, alhoewel hulle eintlik verskillend is, meng ons partykeer maar die woorde. So ons sal sê jy het 'n verwagting dat iets gaan gebeur of jy staan in afwagting vir ietsie. So ek het gedink ons gaan so vandag net so 'n bietjie daarby stil staan, want dit is belangrik om hierdie konsep te verstaan van wat is dit om 'n afwagting of 'n verwagting te hê. Want op die einde van die dag speel dit 'n rol in ons pad saam met Abba Vader. So ek sien dis 'n paar kindertjies hier so en ek gaan probeer om vir julle te verduidelik so wat is hierdie twee verskille en ek is seker ons groot mense gaan ook dan sommer beter verstaan. So 'n afwagting is baie keer positief. So byvoorbeeld vir die maatjies nou hierso, maar ek dink die groot mense ook, as jy weet jy verjaar en jou mamma en pappa reël vir jou 'n verjaarsdagpartytjie, dan het jy 'n afwagting dat daar mos nou maatjies gaan opdaag, daar gaan koek wees, daar gaan 'n persentjie wees, so jy het so 'n lekker gevoel hier binne jou en jy kan nie wag vir daai partytjie om te gebeur nie. Of, nou weet jy baie hierdie gebeur nie, maar dalk het jy toets geskryf en jy het hard geleer en dit het goed gegaan en jy weet jy gaan goeie punte kry, so jy is in afwagting vir daai rapport want jy weet sommer jy het hierdie enige eis, jy gaan baie goed doen. Die teenoorgestelde daarvan is die verwagting. So dit is die negatiewe enetjie. En dit is wanneer jy so 'n bietjie senuweeagtig of bang raak vir ietsie. So kom ons gee 'n voorbeeld. Jy het byvoorbeeld 'n maatjie en ek hoop nie is 'n Pieter hier vandag nie. Ek het nou probeer aan 'n naam dink wat ek nie dink hy is nie. So kom ons sê die maatjie se naam is Pieter. En Pieter bak altyd poetse. En hy laat altyd hy maak almal altyd skrik. So wanneer hierdie maatjie kom kuier, dan weet jy nou as jy nou speel en jy draai so om die hoek of daar's 'n boom of 'n bos, dan begin jou hartjies nou al so vinnig klop want jy dink Pieter gaan enige oomblik agter die bos uitspring en hy gaan my nou skrik maak. En daardie verwagting, daai negativiteit is wanneer jy nou heeltyd verwag dat iets slegs gaan gebeur met jou. En dan gewoonlik spring Pieter agter die bos uit en jy skrik jou boeglam. En dan is jy nou so kwaad vir hom en kwaad vir jouself en kwaad vir almal want jy skrik nou die hele tyd en dis nie lekker nie. So met toestemming van my kinders het ek hierdie storieetjie wat alle verstaan hierdie ding van verwagting, veral Mignon, sy is een wat daar agter sit. So eendag het ons 'n storie gekyk en jy weet as jy 'n storie kyk en jy begin hierdie dramatiese musiek speel en jy weet nou gaan daar iets gebeur. So Mignon sit op die punt van haar stoel, nou wag sy en sy wag en sy wag. En die oomblik toe dit gebeur, sy pizza in haar hand gehad, toe trek die pizza so deur die lug en val op die grond. En van skrik nou. So nou as ons iets kyk en daai musiek begin so te speel, dan sit sy al die goed neer, dan weet sy nou ek gaan nou skrik, so kom ons sit dit liewer neer. Maar dis daai verwagting. So nou sê jy die verwagting dat sy gaan skrik en iets slegs gaan gebeur. Sy gaan nou kos laat val of iets gooi of wat ook al. So ons het nou baie gepraat oor die negatiewe gedagtes wat ons pad so kruis elke dag. En wat dit vir ons eintlik so negatief maak. En ons het sommer die angstigheid dat iets gaan skeefloop. Ons verwag, en baie keer verwag ons altyd die slegste. Ons is bang ons gaan teleurgesteld word of ons gaan seer gemaak word. Ons dink altyd dat niks goed met ons kan gebeur nie of niks gaan goed uit hierdie situasie uitkom nie. En ons dink altyd almal is teen ons en wil ons skade aanrig. En hierdie konstante gedagtes van negativiteit noem ons 'n bitterheidsverwagting.
So bitterheidsverwagting is vooropgestelde idees dat iets slegs met jou gaan gebeur. En dat dit negatief gaan wees en dat jy gaan seer kry of dalk skaam gemaak word of wat ook al die gevoel is. En dit is gewoonlik omdat so iets alreeds met jou gebeur het, maar nou het jy die hele tyd, nou dink jy dit gaan die hele tyd weer herhaal. So kom ons kyk gou weer na Pieter. So dis die enetjie wat ons altyd skrik maak. En ek wil sommer gou vir jou vra, wie hou daarvan om te skrik? Wie is dit lekker? Niemand nie. Ja, dit is nie. Want dit is rarig hierdie angstigheid en ja, ek wil nie skrik nie. Dis nie 'n lekker gevoel nie. Jou hart klop vinniger, jy bewe, jy doen simpel goeders soos jou pizza op die grond gooi, dis net nie lekker nie. So as Pieter jou nou 'n paar keer skrik gemaak het. En elke keer dan doen jy nou iets simpels, jy laat val jou kos of jou hart klop se vinniger en hierdie verwagting noem ons dan daai bitterheidsverwagting, want jy begin so angstig te raak en dink dit gaan gebeur en dan gebeur dit elke keer, want dis Pieter, hy maak jou skrik. Dis dan maar net hoe dit werk. So of, kom ons bring dit so 'n bietjie na die groot mense toe. Kom ons sê Pieter se pa se naam is Sarel. Nou Sarel werk hard. Hy werk regtig hard, hy doen altyd sy beste en hy het hierdie projek en hy doen hierdie projek en hy gee dit in betyds. Dis te mooi, hy het regtig hard gewerk hieraan. Maar die spesifieke dag het sy baas regtig 'n slegte dag. Hy toe sy projek en dan kyk sy baas nie eens vir hom nie. Hy sê nie dankie nie, want hy het 'n slegte dag. Nou, Sarel is opgewonde, want hy het nou regtig hard gewerk aan hierdie projek. So hy het die positiewe en hy het hierdie afwagting. Hy wag vir sy baas wat gaan sê, "Jene Sarel, dankie. Dit was nou great. Hierdie werk is fantasties." Maar die dag gaan verby en nog 'n dag gaan verby en nog 'n dag gaan verby en Sarel se baas kom nie terug na hom toe nie. So na rukkie kom Sarel toe na agter, maar hoorie, sy baas gaan niks oor hierdie projek sê nie. En hy begin by homself dink dat hoekom het ek so baie moeite gedoen? My baas sien dit nie eens raak nie. Hy het waarskynlik nie daarvan gehou nie. Hoekom probeer ek? En hoekom mors ek my tyd? So ek dink volgende keer gaan ek nie so baie moeite doen nie, want kyk, hy het nou nie eens daarna gekyk nie, hy het nie dankie gesê nie, hy het nie eers iets vir my gesê nie. So dis heeltemal useless hierdie exercise, ek gaan dit nie weer doen nie. So raai wat gebeur. So volgende keer gee Sarel se baas hom weer 'n opdrag en nou het hy al hierdie gedagtes in hom en hy het hierdie verwagting, hierdie bitterheidsverwagting. So hy doen nie so baie moeite hierdie keer nie. En raai wat, hy gee sy projek in en hierdie keer sê sy baas van hoorie, hierdie is regtig nie goeie werk nie. So wat het nou gebeur? Sy bitterheidsverwagting het waar geword. So hy gaan huis toe na sy vrou en sê, sien jy, ek het jou gesê, hierdie ou hou nie van my nie. Hy probeer my hier uitwerk, iemand anders gaan my werk kry en dit gaan net nie vir my hierdie uitwerk nie. Maar op die einde van die dag is dit nie wat gebeur het nie. Hy het hierdie bitterheidsverwagting gehad. En nou het dit waar geword en nou dink hy maar dit is so, maar dit is nie. En hy het nie sy beste gegee nie. So voed ons elke dag al die verkeerde gedagtes in ons lewe. Omdat ons baie keer nie die vyand se plan raak sien in ons lewe nie. En omdat ons nie besef partykeer dat ons julle onthou so 'n paar weke terug het ons gepraat oor die wapenrusting. Ons trek nie die wapenrusting aan om ons te beskerm nie. En dan laat ons eintlik so half 'n gat hierso en ons laat dit toe dat hierdie negatiewe gedagtes ons oorneem en ons vorm hierdie bitterheidsverwagting. So bitterheid vorm wanneer ons nie vergewe nie. En partykeer is dit ons nie wil nie, ons is 'n bietjie hardkoppig, en partykeer is dit omdat ons nie besef dat ons moet vergewe nie. Partykeer dink ons dis so 'n klein dingetjie, ons hoef nie te vergewe nie. Maar vir die kindertjies, as jy vir Pieter vergewe as hy jou so skrik maak, dan sê die bitterheidsverwagting nie gevorm het nie. En as Sarel sy baas vergewe het dat hy daardie dag 'n slegte dag gehad het en nie eers besef het dat hy hom seer maak nie, dan het daardie bitterheidsverwagting waarskynlik nie ontwikkel nie. So dis baie belangrik om altyd ewen in die klein goedjies te onthou om daardie pad van vergifnis te stap.
En as ons dit nie doen nie, so ek sê dan vorm die bitterheidsverwagting en daai goeders beïnvloed ons hele lewe en elke besluit wat ons maak. So elke keer nou wanneer ons in 'n slegte situasie is of in soortgelyke situasies is en ons noem dit triggers, dan verwag ons sommer al klaar dat iets slegs gaan gebeur of dat iemand lelik met ons gaan wees. En partykeer is dit dan nou ook presies wat gebeur, want ons trek hier goed na ons aan, want dit is wat ons verwagting is. En ons stop nie vir 'n oomblik om te dink, hoorie, maar hier's iets anders aan die gang nie. En natuurlik, die ander kant is daar's altyd goeie nuus by Abba Vader. En hy leer ons van hoop. En dit word dan gekoppel aan die positiewe gedagtes, die positiewe afwagting gedeelte. En iets goeds wat in ons lewe gaan gebeur. Daardie partytjie waarna ons uitsien wat ons weet ons gaan 'n persentjie kry, of dat ons geliefd is, of dat iemand gaan raak sien wat ons doen, of mooi met ons gaan wees. En as hulle nie is nie, dan besef ons, dis nie ek nie, dis daai persoon wat dalk net 'n slegte dag het. So, dit is altyd hierdie positiewe afwagting hê in plaas van 'n negatiewe verwagting. 'n Afwagting dat Abba vir ons iets goeds gaan doen. En 'n afwagting en dit wat hy volgende gaan doen in ons lewe en dit wat hy ons in gaan laat groei in ons skepingsdoel. So, ek wil julle vandag vertel, so ons gaan 'n paar stories vertel vandag. So, hier's 'n storie wat Stephen Graves geskryf het om hierdie konsep van 'n verwagting dan nou te verduidelik. So, daar's 'n man en kom ons noem hom Derek. Hy kom van die huis af, hy was by die werk gewees en hy het hierdie rutine elke dag. Hy kom by die huis, hy sit sy sleutels en sy foon neer op die toonbank, hy gaan trek vir hom 'n kortbroek en 'n T-hemp aan en dan stap hy die paadjie af, hy gaan haal pos uit en dan gaan hy nou aan met die res van sy dag. So Derek kom by die huis, hy doen presies dit, sit sy goedjies neer, trek sy T-hemp en kortbroek aan, stap sy in die paadjie af. En toe hy by die posbus kom, daar op die grond lê R200 noot. En hy kyk so verbaas rond want ons niemand in die omtrek nie en hy kyk straat op en straat af, tel die geldjies op en hy dink so, ek wonder nou iemand het nou hierdie R200 verloor. En maar hy sien niemand nie en hy dink okay, dit is in my erf, so ek gaan dit nou nie net los nie, so hy tel dit nou maar op en dink wel as iemand klop of as hy nou sien iemand soek geld dan sal dit nou maar vir hulle teruggee. En so vat hy die geldjies en hy gaan in die huis in. En die volgende dag kom hy by die huis en doen weer dieselfde, sit sy goedjies neer, T-hemp en kortbroek, loop in die paadjie af, kom by die posbus, daar lê se waar nog 'n R200 noot. En hy dink, jene, dis daar maar baie vreemd, maar hy tel die geldjies op en hy dink, ek gaan dit nou maar weer hou, en ek sien niemand nie, as iemand kom vra, ek sal dit vir hulle teruggee. So die derde dag, terwyl hy nou by die huis kom, trek sy kortbroek en sy T-hemp aan en hy dink by homself, jene, dit was dan maar baie vreemd hierdie 2 dae in 'n reis te R200 note. Maar hy stap weer by die paadjie af en ek kan dit nie glo nie, daar lê so waar weer 'n R200 noot. So hy tel dit nou maar op, stap huis toe en nou kom ons by dag 4. So dink julle daar begin al so 'n bietjie van 'n afwagting of 'n verwagting wees dat daar gaan geldjies lê. Want dit is nou 3 dae in 'n ry. Ek meen, wat se kans? So Derek trek sy by die oprit in en hy loer so want hy weet mos nou, daar's dalk ietsiekie vir hom. Daar lê weer 'n R200 noot. So hy gaan haal sy R200 noot, kyk so 'n bietjie in die straat af, sien niemand nie. Okay, dan sit hy maar so, dit is dan syne. Op dag 4, skies ons nou by dag 5 dan. Op dag 5, wat is nou by dag 5? Ek het 'n trek verloor, maar in elk geval. Punt is, dag 5, kom hy nou weer daarso. Hierdie keer vergeet hy sommer van die pos. Hy sien daar lê R200 noot, hy hardloop, tel die geld op, hy kyk nie eers of daar iemand is nie, want hy het nou hierdie verwagting. Dis sy geld, gryp die geld, hol in die huis in, dis myne hierdie. Dag 6, kom hy daar aan, en daar lê nie geld nie. En nou dink hy soos, waar's my geld? En hy begin op en af te loop, en hy staan nie by sy erf uit in die straat, en hy sê, waar's my geld? En hy begin onder die bosse te kyk, want dalk het die wind het nou weggewaai, hy sien nie sy geld nie. En daar ry kinders op hulle fietsse, en hy dink soos, daai kinders, hulle lyk skelm, hulle het my geld gesteel, ek is 100% seker daarvan. Hy kyk ons so baie agterdogtig aan, soek nog so 'n bietjie rond, loop terug huis en hy dink, miskien is dit my buurman, dalk het hy my geld gevat.
Hierdie ou, hy bly al 20 jaar langs my en ons is eintlik goeie vriende, maar weet jy wat, mens kan niemand meer vandag vertrou nie, nou, so hy het my geld gevat. Die vraag is, wat is fout met Derek? Was hierdie geld ooit syne gewees om te begin mee? Was nie. Maar hy is besig om kinders te vervloek wat heel onskuldig daar speel. Hy dink die slegste ding van sy pel wat langs hom bly en hy verwag sy geld. So wat is fout met hom? En dis dieselfde ding wat fout is met ons partykeer. Ons word slawe van ongesonde verwagtinge. Ons verwag goeders wat nie waar is nie, wat nooit eens voorstel was om so te wees nie. Maar ons dink en ons eien ons toe aan dit wat ons dink ons moet kry of dink ons moet gegee word of dink ander mense gaan vir ons sê en doen. So wat hierdie skrywer hier wil hê is, ons probeer nie verduidelik dat 'n verwagting sleg is, noodwendig nie. Partykeer is 'n afwagting 'n verwagting, 'n motivering in verskillende situasies. Maar 'n verwagting kan 'n slegte kant hê, soos hier in Derek se storie, wanneer dit net oor onsself gaan, wanneer die fokus wegskuif van waaroor dit eintlik gaan. Wanneer ons so gefokus is op onsself dat ons vergeet die groter prentjie of om na Abba te kyk dan. So Derek het dalk daardie week R1000 ryker geword, maar as mens het hy armer geword. Sy verwagting het hom weerhou om die regte ding te doen. En toe het hy begin om verhoudings te vertrap. So in plaas van om die eienaar van daai geld te gaan soek of te besef dat dit is nie my geld hierdie nie, het hy dit begin om self toe-eien en die mense wat ook al naby hom was, het hy net eenvoudig vertrap en verskree en vervloek en wat alles. So, hoe pas hierdie storie in by ons weekse gedeelte, wonder julle dalk? Nou, ons lees hierdie week in ons gedeeltetjies wat ons bestudeer, Exodus 38 tot 40, dis die laaste gedeelte van Exodus wat ons lees, en dan in 1 Konings 7 tot 8 vers 21, en dan ook 'n gedeelte in 1 Korintiërs 2. En deur hierdie hele stuk is daar gedeeltes waar ons afwagtings en verwagtings kan sien. So ons lees in Exodus 39, hoe die tabernakel moes nou gemaak word, en alles moet na Moses toe gebring word, want hy gaan nou inspeksie, hy gaan nou alles kyk, en as dit nou reg is, dan gaan ons nou hierdie tabernakel opslaan. En julle onthou, Abba het spesifieke spesifikasies gegee, wat die Israeliete moes volg. En daar was presiese afmetings, daar was hoe dit moes lyk, presies wat gedoen moes word, van watter materiale, en die van julle wat onthou het, ons het nogals Woensdag aand gepraat met die midrash oor hierdie detail, en hoe belangrik die detail vir Abba Vader is. En ek het by myself gewonder, of daar dalk iemand tussen daai mense was wat so 'n bietjie benoud was. Iemand wat gedink het soos wat ons vandag doen van, jene, is hierdie werk van my goed genoeg? Het ek die instruksies reg verstaan? Het ek alles gedoen wat ek moes? Is my afmetings reg? Gaan Moses dit goedkeur? Want dis wat ons elke dag doen. Ons is so vasgevang in ons perfeksionisme en om ander mense te please, dat ons onsself eintlik self afdruk en dink, maar ons is nie goed genoeg nie, en dan maar raak ons nou so sadel, wat dink, weet jy wat, ek gaan nou nie eers meer probeer nie, die ou gaan afval nie daarvan hou nie, en dis wat ons die hele tyd vir onsself sê. So hierdie bitterheidsverwagtinge waarvan ons gepraat het, maak dat ons fokus dan nie meer op Abba Vader is nie, maar op wat mense van ons dink, en ons word so vasgevang in die eie ek en ons selfverering die hele tyd, dat ons net heeltemal die punt mis. So in Exodus 39 vers 42 tot 43 lees ons, net soos die Here Moses beveel het, so het die kinders van Israel die hele werk gemaak. En Moses het die hele werk bekyk, en hulle het dit gemaak soos die Here beveel het, so het hulle dit gemaak, en toe het Moses hulle geseën. So die Israeliete is 'n taak gegee, net soos die meeste van ons het 'n werkie, en ons spesifieke goedjies wat jy moet doen, en daar is 'n verwagting dat hierdie werk gedoen word, volgens wat jou baas dit gedoen wil hê. En daar's instruksies. En ons sien hierdie presiese ding dan ook afspeel in die 1 Konings gedeelte waar hulle die tempel gebou het. So alhoewel hier nou nie staan dat Salomo dit gaan inspekteer het nie, is alles ook tog na die tempel toe gebring en was daar spesifieke spesifikasies gewees waar volgens hierdie werk gedoen moes word. En die oomblik as daar spesifikasies is, die oomblik as daar 'n sekere riglyne is waarin jy moet beweeg, dan gaan daar inspeksie gehou word van jou werk. En
daar's tog dan 'n verwagting dat jy jou werk moet doen, reg moet doen. Daar's 'n kliënt aan die ander kant van die lyn, en hierdie kant was daar 'n appa aan die ander kant van die lyn, so die goeders moet reg wees. En wanneer daar hierdie negatiewe ervarings is wat ons in die verlede al opgedoen het, dan het ons hierdie bitterheidsverwagting en hierdie selfde negatiewe gebeur, ons dink hierdie selfde negatiewe goeders gaan met ons gebeur die hele tyd en dat iemand gaan fout vind. So sien ons dat hierdie verwagtinge partykeer goed en sleg kan wees. En dit het 'n impak op ons lewens. En die oomblik wanneer ons self gesentreerd raak en dit oor onsself begin gaan, dan is hierdie verwagting gewoonlik negatief soos in Derek se storie. Dan vergeet ons die groter prentjie en ons is so gefokus op onsself. En skielik het in Derek geval, het hy nie meer gewonder aan wie die geld behoort nie. Hy het nie meer gedink dat hy dit sal teruggee nie. Die fokus het net heeltemal geskuif. So kom ons kyk, wat leer Abba ons van hierdie verwagting uit sy woord dan? So Rolf het verlede week hierdie vers aangehaal, Jeremia 29 vers 11 tot 13, waar daar staan: Ek weet wat ek vir julle beplan het, sê die Here. Ek beplan voorspoed vir julle, nie teenspoed nie. Ek wil hê dat julle 'n hoop vir die toekoms moet hê. Julle sal na my roep en bid en ek sal na julle luister. As julle heel hartig na my soek, sal julle my vind. So wat 'n wonderlike afwagting is dit nie om te weet dat Abba se plan vir ons vrede en voorspoed is nie. Dat hy ons ook leer wanneer ons hom aanroep, dan sal hy ons hoor en ons sal hom vind. Hy is by ons. So hier kan nie teleurstelling wees nie, want die fokus is nie op onsself nie, dis op Abba. So daardie dierbares wat Abba gekies het om die tabernakel te bou en wat Heilige Gees self gevul het met sy kennis en wysheid om dit te kan doen. Hulle was nie self gesentreerd op daardie oomblik nie. Hulle het nie 'n bitterheidsverwagting gehad dat hulle werk nie goed genoeg gaan wees of niemand gaan dit raak sien nie. Hulle was net diensbaar. En het gedoen presies soos wat Abba hulle gevra het om te doen. En die werk was goed en Moses kon hulle seën. En natuurlik is daar twee kante. So ons moet nie so selfgesentreerd raak dat dit net oor onsself gaan en ons dan aanstoot neem as iemand ons probeer reghelp nie. Maar ons moet ook nie, wanneer ons in 'n posisie is waar iemand dalk vir jou moet werk doen, dat ons moet dit inspekteer, dan gee ons aanstoot oor die manier wat ons mense hanteer nie. Daar moet natuurlik altyd 'n uitnemendheid wees in jou werk, jy moet jou beste gee. Maar as jy die een is wat die werk inspekteer, moet jy ook mense aanmoedig om hulle beste te gee en die nodige vaardighede gee om dit te doen. So, kom ons gaan gou net terug na die gedeelte in Jeremia. So hierdie woord in Jeremia vir voorspoed, daar waar staan, ek beplan voorspoed vir julle, nie teëspoed nie, is die Hebreëse woord shalom. En ons weet dit beteken vrede, maar ons weet ook dat shalom met 'n klomp ander betekenisse, onder andere is dit die woordjie voorspoed. Maar as ons spesifiek die woord voorspoed gaan soek in die res van die woord, dan is dit die woord, en Albert het my gisteraand probeer help om hierdie woord reg uit te spreek, so verskoon my, Saleach. En so Rolf het verlede week gesê, hierdie woordjie vir voorspoed beteken om vorentoe te druk. So dit is daar waar Abba die beste vir jou wil hê. So ek het gaan kyk na hierdie Saleach woordjie, want dit is my so interessant geweest. Die eerste plek waar hierdie woord voorkom in die woord is in Genesis 24 vers 21. En dit is die gedeelte waar Eliezer vir Isak 'n vrou gaan soek. So Abraham het hom gevra, gaan soek vir my, en hy is nou op pad met sy 10 kamele en hy kom by die put aan. En die eerste ding wat hy doen is hy bid en hy vra vir Abba, asseblief laat dit verspoedig wees, en as dit u wil is, laat hierdie meisie dan na my toe kom en sy sal die een wees wat nie net vir my water gee nie, maar ook dan vir my 10 kamele. So ons lees dan in Genesis 24 vers 17 tot 21. Toe loop die dienaar haar tegemoet, dis nou vir Rebekka. Laat my tog 'n bietjie water uit jou kruik drink. En sy antwoord, drink my heer, daarop laat sy gou haar kruik op haar hand afsak en laat hom drink. Nadat sy hom genoeg laat drink het, sê sy, ek sal vir die kamele ook skep totdat hulle genoeg gedrink het.
En dadelik het sy toe haar kruik in die drinkbak leeggemaak en weer na die put geloop om te skep vir al sy kamele en ook vir al sy kamele. En dan lees ons in vers 21. En die man het haar stilswyend betrag om te weet of die Here sy weg voorspoedig gemaak het. En daardie woordjie voorspoedig is die woord dan saleach. So Eliezer staan hier in afwagting. Hy het gebid, hy vertrou op Abba. En Abba Vader stoot hom so 'n bietjie uit, saleach om sy einddoel te bereik, presies dit waarvoor hy gevra het. En dit is dan nou ook waar hierdie woordjie inpas vandag ook, vir Abba Vader wat by ons is en ons regtig net in hierdie rigtingkie stoot van dit wat hy vir ons wil hê en ons moet daardie afwagting hê vir dit. So hier met Eliezer het hierdie gedeelte van Jeremia 29 letterlik waar geword. Nou, ons weet Jeremia het dit geskryf lank, die storie van Abraham en Isak en al daai klomp. Maar ons weet ook dat Abba is gister, vandag en môre dieselfde. Hy verander nie. So as Abba se gedagtes vir die Israeliete in Jeremia se tyd voorspoed was dit ook voorspoed vir Eliezer in die pad wat hy gestap het. En dan is dit ook vandag vir ons voorspoed. Abba wil vir ons almal voorspoed en vrede hê. En omdat Eliezer gebid het en Abba aangeroep het, ontmoet Abba hom presies daar waar hy hom nodig het. So dis mos nou wat ons lees in Jeremia 29. Ek beplan voorspoed vir julle en nie teëspoed nie. Ek wil hê dat julle hoop vir die toekoms moet hê. Julle sal na my roep en bid en ek sal na julle luister. Sy Heilige Gees lei ons en wys ons solank as wat ons gefokus is op hom. En dan kan ons net 'n afwagting hê en staan en wag en kyk vir dit wat gaan gebeur. Nie in vrees nie, nie in benoudheid nie, maar opgewonde oor wat Abba se plan vir ons lewe is. So 'n afwagting is dus om gereed te maak vir wat Abba vir jou vandag wil sê. En dit wat gaan kom, jou toekoms van voorspoed. So wanneer ons kinders van Abba Vader is en uitverkoop is aan Yeshua, dan hou ons vas aan sy beloftes vir ons. In Hebreërs 13 vers 5 staan: Julle gedrag moet vry van geldgierigheid wees tevrede met wat julle het, want hy het gesê ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Ons lees dieselfde in Hebreërs 13 vers 6. Daarom kan ons met alle vrymoedigheid sê die Here is vir my 'n helper en ek sal nie vrees nie, wat sal 'n mens aan my doen? So 'n afwagting is om jouself so te posisioneer dat Abba se doel in jou lewe kan voortvloei. Ons lees ook dan in Spreuke 13 vers 12, 'n uitgestelde hoop maak die hart siek, maar 'n wens wat uitkom is 'n lewensboom. Dit wys net my hoe belangrik dit is om daardie afwagting te hê en daardie hoop te hê op die goed, daardie voorspoed wat Abba vir ons beplan. In Micha 7 vers 7 staan daar: Ek sal uitsien na Jotawai, ek wil wag op die God van my heil, my God sal my hoor. En hierdie woordjie hier vir uitsien in Hebreëus is die woordjie yakal, wat beteken om te hoop, te wag, 'n verwagting of 'n afwagting te hê, om geduldig te wag. En ek wil spesifiek hierdie geduldig wag insit, want ons is partykeer so geneig van ek wag mos nou, dit moet nou gebeur. Maar dis Abba se tyd, nie ons tyd nie. So kom praat ons vandag oor die verwagting of afwagting. En ek wil gou teruggaan na die gedeelte in Exodus. So ons het gesê dat die kinders van Israel, die wat aan die tabernakel gewerk het alles na Moses toe gebring om te inspekteer, en dit was reg gewees, en so Moses kon hulle toe nou geseën het. En dan kry Moses hierdie opdrag om die tabernakel nou te begin oprig. En daar staan in Exodus 40 vers 1, verder het die Here met Moses gespreek en gesê: Op die dag van die eerste maand, op die eerste van die maand, moet jy die tabernakel van die tent van samekoms oprig. En kan julle net indink oor wat so opgewondenheid Moses gehad het om te weet, nou is dit tyd. Ons het hard gewerk, ons het gebid, alles is gereed, nou gaan ons hierdie tabernakel begin oprig. En hy het waarskynlik ook teruggedink aan die gedeelte in Exodus 25 vers 8, waar Abba van gesê het: Maak vir my 'n heiligdom dat ek tussen julle kan woon. So hy het geweet, hier is nie net 'n
struktuur wat ons oprig nie, daar's 'n doel agter hierdie struktuur. So dit het nie net gaan, dit was nie die verwagting of die afwagting om te kyk hoe alles nou mooi by mekaar inpas nie. Dit het gegaan oor, dis Abba se huis en hy wil kom woon daar, so dis hoekom ons hierdie doen. En hulle het hard gewerk, en het alles noukeurig en beplan, gedoen presies soos wat gesê is, en nou kan hulle uiteindelik hierdie tabernakel oprig, en Abba kan tussen hulle kom woon. En wat 'n wonderlike, blye dag moes dit nie gewees het nie. So Moses het hierdie afwagting, hy het 'n opgewondenheid, dat Abba hier by hulle gaan wees. En hy was gehoorsaam. Dit was moeilike tye gewees, maar hy het gebid, hy het Abba genader, hy het vasgehou in geloof en hoop. En dan gebeur dit, hierdie afwagting wat tot vervulling kom. Ons lees in Eksodus 40 vers 34 tot 38. Toe die wolk die tent van samekoms oordek en die heerlikheid van Jahweh het die tabernakel vervul, sodat Moses nie in die tent van samekoms kon ingaan nie, omdat die wolk daarop gerus en die heerlikheid van Jotawah die tabernakel vervul het. So die 53-33 vertaling sê dit vir my so mooi. Dit sê nie Abba het die tabernakel gevul nie, hy sê hy het dit vervul. En dit is presies wat Abba beloof om te doen. Dis om tussen hulle te bly en sy beloftes aan die Israeliete te vervul. Dis nie net ek is nou daar nie, dit is alles wat daarmee saamgaan. Hy wil verhouding hê, hy wil saam met hulle trek, hy wil hierdie pad saam met hulle stap. Dieselfde sien ons dan ook in die 1 Konings gedeelte, 1 Konings 8 vers 10 tot 11, waar daar staan, en toe die priesters uit die heiligdom uitgaan, het die wolk die huis van die Here vervul. En die priesters kon vanweë die wolk nie staan om diens te doen nie, want die heerlikheid van die Here het die huis van die Here vervul. So as ons dan nog verder lees in Exodus, vanaf vers 36, Exodus 40, dan staan daar, en as die wolk van die tabernakel af optrek, het die kinders van Israel elke keer weggetrek op hulle togte. Maar as die wolk nie optrek nie, dan trek hulle nie weg nie, totdat dit weer optrek. Want die wolk van die Here was bedags op die tabernakel, en vuur was snags daarin, voor die oë van die hele huis van Israel, op al hulle togte. So na al hierdie harde werk, na gehoorsaamheid, was daar hierdie afwagting nou, en hierdie hoop, dat Abba gaan presies doen dit wat hy gesê het. En Abba stel nie teleur nie. Ons weet dit, want 3 keer in die woord bevestig dit vir ons. Ons lees in Deuteronomium 31 vers 6. Wees sterk en volmoed, wees nie bevrees en word nie verskrik vir hulle nie, want dit is die Here jou God wat saam met jou trek, hy sal jou nie begewe of verlaat nie. Ons lees dit ook in Josua 1:5. Niemand sal voor jou stand hou al die dae van jou lewe nie, soos ek met Moses was, sal ek met jou wees. Ek sal jou nie begewe nie en jou nie verlaat nie. En ons lees dit ook in Hebreërs 13:5. Wees tevrede met wat jy het, want hy het gesê, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Ek bedoel, hoe kan ons dit nie glo nie? Hy sê dit vir ons weer en weer en weer. Hy is daar, hy het gesê, bou vir my hierdie tabernakel, want ek wil tussen julle woon. So as ons dan hierdie voorbeeld in die woord het van Abba wat by ons wil bly, en 'n Abba wat net voorspoed vir ons beplan, hoekom is dit dan dat ons net so vashou aan al hierdie negatiewe gebeurtenisse die hele tyd in ons lewe? Hoekom sien ons dit? Hoekom sien ons net die negativiteit die hele tyd? Hoekom is dit dan dat ons hierdie bitterheidsverwagtinge skep en daaraan vashou? En liewer glo dat iets slegs met ons gaan gebeur, of dat ons nie goed genoeg is nie, in plaas van dat Abba vir ons is, en ons nooit sal verlaat nie, en ons nooit in die steek laat nie, en dat hy by jou wil wees. So Abba sê ook in 1 Petrus 2 vers 6 en in Romeine 10 vers 11, die wat in hom glo sal nooit beskaamd word nie. Abba se gedagtes rondom ons, sy wil vir ons is dat ons voorspoedig moet wees en 'n hoop vir die toekoms moet hê. Hoekom glo ons dit nie? So ek wil 'n laaste storie vertel van hoe ons soms sulke negatiewe verwagtinge het wat ons so benadeel eintlik dat ons nie regtig eintlik enigiets goed vir onsself kan vat nie. So jy sê die man wat een aand baie laat deur die Karoo ry. Nie die N1 nie, een van die stil klein paadjies. En hy is moeg gery en dit is laat, maar hy is op pad huis toe. En dis so 1 uur die oggend se kant en
kar begin so te ruk, en so 'n paar 100 meter verder daar gaan staan die kar. En hierdie man besef, hy het nie gereedskap by hom nie, en daar's geen karre wat verbykom nie, so hy moet gaan hulp soek. So hy kyk so rondom hom en hy sien daar in die verte is so 'n dowwe liggetjie, dit is seker 'n plaashuis, hy sal net maar sin toe moet loop. So hierdie man begin loop, en hy loop, maar soos wat hy loop, nou dink hy by homself, jene, dis 1:00 die oggend. Hierdie is 'n boer, hy moet môreoggend weer vroeg opstaan, hy gaan nie te happy wees met my wat nou hier in sy deur kom klop en hulp vra nie. En ek dink hierdie man gaan my nie eens wil help nie. Ek bedoel, wie help jy daarmee vreemdelinge? So hy gaan waarskynlik, as ek gelukkig is en hy skiet nie op my nie, gaan hy my dalk uitskel en hy gaan kwaad wees vir my en hierdie man gaan my nie wil help nie. En hy begin al hierdie negatiewe dinge dink in sy kop die hele tyd. So teen die tyd wat hy toe nou by hierdie plaashuis aankom na 'n groot of na 'n lang stap, is hy so negatief in sy gedagtes. Want hy klop aan die deur en toe hierdie boer die deur oopmaak, toe sê hy vir hom, man, los jou spanner, wil nie hulp hê nie, totsiens. En hy draai om en hy loop weg. En dit is wat ons op partykeer doen, met ons werk ons self op oor al hierdie negatiewe goeters, dat ons net nie aanvaar dat daar mense is daar buite wat op oor ons pad stuur en wat ons wil help nie. So, ons het hierdie idee dat ander persone ons heeltyd gaan wil seermaak. En ons besluit sommer vir hulle hoe hulle gaan optree en ons besluit sommer vir Abba hoe hy oor goeders gaan voel. En ons gee mense net nie kans en ons gee onsself nie kans nie. So Louis L'Amour het gesê, few of us ever live in the present. We are forever anticipating what is to come or remembering what has gone. En hierdie is die negatiewe gedeelte, weet van, ons dink altyd hierdie negatiewe goeders, weet van, dit het nou met my gebeur en dat gaan gebeur en ons lewe nie in daardie oomblik wat ons weet, maar Abba is by ons nie. So hierdie week se gedeelte, soos julle nou al kan sien, gaan oor afwagting en 'n hoop. So Abba het 'n instruksie gegee. Nie enige instruksie sommer maar net nie. Die Israeliete het presies geweet wat die doel is van hierdie instruksies. Hulle het presies geweet, hulle moet hierdie tabernakel maak, presies soos wat Abba gesê het, vir 'n doel. Want Abba wat tussen hulle kom woon. En ek is redelik seker hulle het hierdie afwagting gehad en hierdie opgewondenheid vir daardie dag. Want dis dan nou tog hoekom ons al hierdie goeders doen. En die vraag is, wat van ons vandag? Ons lees in 1 Korintiërs 3 vers 16, weet julle nie dat julle 'n tempel van Yotavah is en die gees van Yotavah in julle woon nie? En dan in 1 Johannes 4 vers 12 tot 13, niemand het Yotavah ooit aanskou nie, as ons mekaar liefhet, bly Yotavah in ons en het sy liefde in ons volmaak geword. Hieraan weet ons dat ons in hom bly en hy in ons en dat hy ons van sy gees gegee het. Ons raak so vasgevang in ons alledaagse lewe dat ons vergeet dat Abba Vader in ons woon. Ons is vandag daardie tabernakel. Ons is nie alleen nie, ons is nie verlate nie. Ons sal nie beskaamd staan nie. En julle weet ons is 2 weke van Abba se eerste fees af, Pesach. En ek het by myself gedink, net soos die Israeliete daardie aand, hulle moes die lammetjie slag en hulle moes hulle klere aangehad het, hulle moes gereed gewees het, hulle daardie afwagting gehad van ons gaan nou trek, ons gaan nou hierdie Egipte en al hierdie goeders wat ons so agterhou en ons so seermaak, dit gaan ons nou uiteindelik agterlaat. En net so, daardie oomblik toe hulle daar in die woestyn is en hulle het hierdie tabernakel gebou en Abba sê op hierdie dag, en julle weet, daardie dag was met die volgende fees gewees. Op hierdie dag moet julle die tabernakel oprig, want dan gaan ek tussen julle kom woon. Daardie opgewondenheid en daardie afwagting wat daar moes wees om te weet, wow, nou gaan hy hier by ons wees. So die vraag aan julle vandag is, waar staan ons vandag? Waar staan jy vandag? Is jy al uit Egipte uit? Het jy al jou hart vir Yeshua gegee? Is jy vandag in afwagting vir dit wat Abba volgende in jou lewe wil doen? Is jy in afwagting vir die dag dat Yeshua ons gaan kom haal? Is jy gereed? In Eksodus 40 vers 36 staan daar,
En as die wolk van die tabernakel af optrek, het die kinders van Israel elke keer weggetrek op hulle togte. Maar as die wolk nie optrek nie, dan trek hulle nie weg nie, totdat dit weer optrek. So hulle oë was gefokus op hierdie wolk. En wanneer daardie wolk lig, op as die teenwoordigheid, dan het hulle opgepak. Hulle het nie gevra nie. Hulle het nie vrae gevra nie. Hulle het gegaan, want hulle het geweet, ons moet gaan. Ons moet weet waar hierdie wolk is. Ons moet wees waar Abba Vader is. En daar was hierdie afwagting gewees. Want elke skuif, elke oppak, het hulle nader aan hulle eindbestemming gebring. Nader aan die beloofde land en nader aan hulle bruidegom. Yeshua het die prys vir ons betaal. Hy het die weg vir ons oopgemaak, sodat ons ook by ons beloofde land kan uitkom en sy bruid kan wees. Weet jy vandag, of kan jy sien, dat Abba dwars deur sy woord vir ons hierdie voorbeelde gee van hoe hy by ons wil wees? So kan ek en jy vandag 'n afwagting hê vir ons bruidegom wat op pad is? Kan ek en jy vandag 'n afwagting hê vir dit wat Abba volgende in ons lewe wil doen? Kan ek julle vra om op te hou om in vrees te leef en die slegste te verwag die hele tyd? En kan ons vandag daardie slegte verwagtinge verander in 'n afwagting, 'n hoop, 'n uitsien vir die toekoms? Vertrou Abba om jou te wys waar daar dalk nog bitterheidsverwagtinge in jou lewe is. Want onthou, daai bitterheidsverwagting is gekoppel aan ietsie of iemand wat jy moet vergewe. En kies vandag om daardie vergifnis te doen. Kies vandag om te dink en regtig dat Abba in jou hart praat en vergewe dan, sodat daai bitterheidsverwagting weg kan gaan en ons die afwagting kan hê van Abba wat ons by ons wil wees. Want wanneer jy vergewe en jou losmaak, gaan al daardie negatiewe verwagtinge saam met dit. En dan kan Heilige Gees die geleentheid kry om in jou te woon en daardie rigtingaanwyser te wees, Abba se plan in jou vervul. Posisioneer jouself vandag so dat jy in afwagting kan staan vir Abba se doel in jou lewe. En soos Moses aan die Israeliete gesê het vir die Red See, onthou julle, wees nie bevrees nie, staan vas en dan skou die verlossing van die Here, want hy vandag vir julle sal bewerk. En dan weet ons ook dat Yeshua self sê in Matteus 19 vers 26, by mense is dit onmoontlik, maar by Jotawaffa is alle dinge moontlik. Abba is steeds daardie wolkkolom. Hy is nog steeds die een wat jou lei. Hy is nog steeds die een wat binne in jou is. Jy is die tabernakel vandag. En ons oë moet gefokus wees op hom in afwagting, sodat ons hierdie pad saam met hom kan stap. Sluit ons weer. Dankie Abba Vader dat ons vandag net so kan hoor hoe u gister, vandag en môre dieselfde Abba is. Abba, u is die een wat ons lei en u is die een wat vooruit gaan, Abba. En wanneer ons oë so gerig op u, Abba, as u daardie wolkkolom vir ons is vandag, Abba, wil ons sê ons wil u volg en ons wil nêrens gaan sonder u nie. Abba, en as daar nog enige bitterheidsverwagting in ons hart is, hierdie negatiewe goeders wat ons so aantrek en wat ons heeltyd verwag en gebeur, Abba, dat ons dit vandag kan neerlê voor u voete. Abba, dat ons vandag net, dat u ons sal wys as daar nog iemand is waar ons moet vergewe, Abba Vader, dat ons kan wegstap van dit en by u voete, by die kruis vandag los. En Abba, dan dat ons ook kan oprig na u toe en dat u ons vooruit gaan. Abba, dankie dat ons weet dat u planne vir ons is voorspoed, nie teëspoed nie. Dat u 'n hoop vir ons het en 'n toekoms vir ons het, Abba. En dat ons daaraan sal vashou. Dankie vir u woord wat so lewend word in ons, Abba. Dankie vir die hoop wat u vir ons gee. En dankie dat u ons geloof versterk om vas te hou wanneer dit moeilik raak. Want ons weet daar kom dinge oor ons pad, Abba. Ons weet daar soms situasies waar dit moeilik is. Abba, maar u is by ons en u is met ons. En u sê en u bevestig in die woord, u sal ons nooit verlaat en ons nooit alleen los nie. En u sal ons nooit beskaamd laat staan nie. Ons loof en ons prys u vir daardie
daardie beloftes in die woord waaraan ons kan vashou. Ons loof en ons prys U, Abba, dat U vir ons kan wys deur voorbeelde in die woord, Abba, van situasies waar mense so aan U vasgehou het en daardie afwagting gehad het. En ons weet, U het U seun vir ons gestuur, Abba, hierdie fees wat voor ons deurlê, wat ons weer gaan vier met die wete, dat U ons vooruitgaan, dat U U seun gestuur het, sodat ons kan leef. En wat vir ons hierdie afwagting skep van 'n bruidegom waarna ons eendag gaan terugkeer. Abba, help ons om so U hand vas te hou. Nie na die wêreld te kyk nie, nie na onsself te kyk nie, maar net na U. Ons loof en ons prys U naam.